Josua sê vir die volk, hy sê, kies julle vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan lees ons in Openbaring 3 vers 20, hy sê, kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand vir my oopmaak, dan sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ek was 'n baie klein dogtertjie. Toe ek geweet het Jesus klop aan my hart en ek hom ingenooi het. Dit is my huis. Elkeen van ons is ons huis. En jy kies of jy wil toelaat wanneer hy in die deur van jou hart klop of jy hom gaan innooi. Maar wat baie keer gebeur, ons nooi hom in die huis. En hy is 'n waarmaker van sy woord. Wanneer hy sê as hy klop en jy maak oop, dan sal hy inkom. Maar wat ons doen, ons nooi hom in ons binneste. Maar my huis het baie kamers. Dan laat ons hom sit in die sitkamer as 'n gas. En ons leef ons lewe met hom in die huis. Maar ek het heeltemal beheer van my eie huis. Maar wat Jesus wil doen, hy sê, ek wil saam met jou kom maaltyd hou. In die kombuis. Ek wil vir jou kos voorberei, geestelike kos. Sodat jy kan groei, sodat jy kan sterk word. Maar ek soek die sleutel van jou kombuis, om toe te laat, dat ek jou sal leer. Ek het die Bybel, ek het die woord van God, ek moet dit lees, en ek moet toelaat en vra dat die Gees van God my geesoë en geesore sal gee, sodat ek nie sal verstaan net dit wat my pas nie, maar sal verstaan tot verandering. Want dan kom ons by die badkamer. Ek het baie keer dieselfde droom gehad, oor en oor. En eers later jare toe ek verstaan het van drome, en verstaan het hoe God drome gebruik in 'n mens se lewe, wat ek eers verstaan het wat die droom beteken het. Ek het gedroom elke keer dat ek op 'n geestelike kamp is. Maar wanneer ek soek vir die badkamer, dan kon ek dit nie kry nie, want dit was versteek. Ek het geweet waar dit is, maar ek geweet om daarin te kom nie, want die opening was te nou om daar te kom. 'n Badkamer wys op ontslaa raak van die vlees. 'n Badkamer wys op reiniging. So ek was op kampe, wat ek die regte lering gehoor het. Die kombuis was daar, maar ek het nie geweet hoe om ontslae te raak van vlees nie. Ek is nie geleer en gewys, hoe gee ek dit vir Jesus nie. Ons kom by die slaapkamer, plek van intimiteit en plek van rus. In die tyd van die Israeliete, toe hulle nie kos gehad het nie, in die woestyn het God vir hulle manna gegee, maar manna moes elke dag opgetel geword het, want die volgende dag, dan was dit nie meer reg nie. Ons wil 1 keer 'n week kerk toe gaan en woord van God hoor. Ons wil so min as moontlik, of 'n vinnige net voor ek slaap, of 'n vinnige in die oggend 'n gebedjie doen. Ons skeep af die intimiteit tyd met God. En dit is met die intimiteit tye wat ons leer. Ek lees nie my Bybel en bid, omdat dit 'n wet is nie. Ek lees my Bybel en ek bid, en ek laat toe God my wys, omdat dit al maniere is hoe ek kan wandel in die Gees van God. Sodat ek kan leer van die geheimenis van die tyd.
Die geheimnis van alle tye wat sê, God binne die mens. Die Gees van God wat binne my woon. En ek kan slegs dit leer. Ek kan slegs in dit groei, wanneer ek intimiteit tye met God het. Alleen tye met God is. Jesus het dit gedoen. Hy het elke môre stil geword. Sodat hy manna kon hê vir die dag. En hoeveel te meer het ons dit nie nodig nie. Om stil te word, om manna te hê vir die dag. En in daardie stil word tye, ons ore en ons gees ook kan open. Sodat ons nie meer ons eie lewe lei nie, maar dat ons die lewe lei van die Gees van God wat binne my is. Ek nodig om vlees af te lê. Ek nodig om sleutels oor te gee, sodat hy in my woning kan heers. Ek nodig afgee. Ek nodig afgee. Ek nodig hom die meester maak van my huis. Wat ons baie keer verhinder om ten volle oor te gee, is daai verborgde kamertjie. Daar wat ek toegesluit het, wat baie keer verroes is. Ek wil nie daar gaan nie. Die emosie in die verlede los ek daar, maar ek het nooit met dit gedeel nie. Ek word 'n geheimsinnige mens. En ek wil nie hê mense moet dit sien nie, want ek wil ook nie hê God moet daar gaan karring nie. Want hy klop in daai deel van jou hart, daai wat ek wegsteek omdat dit te seer is om te gaan haal. Dit wat met jou gebeur het, die verwerping, die minderwaardigheid, dit wat al die emosie vasvang in dit wat met jou gebeur het. Dit kan wees dat mense jou te nagekom het, dit kan wees dat jy haat en bitterheid koester, dit kan wees oor seer. Ek was op 'n kamp waar 'n tannie getuig het van in die 80's. En met trane wat oor haar wange loop, vertel sy hoe God haar vrygemaak het. God het haar vrygemaak toe sy die sleutel van daai kamertjie van haar hart gee. En van 'n jong meisie tot op die ouderdom van 80 het hierdie by haar gespook. En was sy nie vry nie. Want sy het 'n aborsie gehad toe sy 'n jong meisie was. En die veragting wat vir sy vir haarself gehad het, en die veragting dat sy die daad kon doen, net sy wegsteek, niemand het daarvan geweet nie. Maar toe Jesus kom en aan hy deur klop en sê, my kind, vir te lank het jy toegelaat dat daardie sleutel wat jy nie wil oorhandig nie, by jou steel. En van jou 'n bitter mens maak. Sodat ek nie met volheid binne in jou kan woon nie, sodat jy hierdie geheimenis wat ek vir jou beloof het, nooit kon gebruik nie. Want sien, dis slegs met die aflê van vlees, dis slegs wanneer ek in hom is en hy in my, totale oorgawe, wat ek kan smaak, daardie belofte wat God vir ons gegee het, van oorvloed. Ek nodig die sleutels van my hart gee. Ek nodig alles gee, sodat hy heerskappy kan vat oor my huis. Ek nodig hom nooi om in te kom, om maar te gaan krap daar waar dit seer maak. Want vir genesing het hy nodig daai kamer en daai sleutel. Dieselfde Gees waarmee Jesus Christus opgestaan het, daardie selfde Gees woon in my en jou. Daai selfde Gees van krag, daai selfde Gees van heerskappy.
maar om te vloei in krag, om te beleef die heerskappy van Christus en die belofte van daai geheimenis, het ek nodig dat hy al die sleutels van my hart het. Het ek nodig om vlees neer te lê, sodat die Gees binne in my kan woon. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dankie vir hierdie wonderlike belofte, en hierdie geheimenis dat U binne my woon. En my begeerte is, dat in elke kamer, en elke faset van my lewe, die heerskappy van die Gees van God sal woon. Ek gee af alles in my, ek lê die vlees neer, en Here Jesus, ek sê, dat U nie net langer 'n gas in my huis sal wees nie, Here, maar dat U sal oorneem. Ek dank U vir hierdie krag, die kragtige werking van die Gees van God, en daai opstandingslewe, dat dit deel van my lewe sal word, en vir elkeen wat toe sal laat, dat die vlees neergelê word, sodat die Gees kan lewe. In Jesus se naam. Amen.